Goeiedag en welkom by nog 'n regstreekse gesprek met Marula Media. My naam is Paul Marits en vandag vra ons waarheen is Suid-Afrika se ekonomie na COVID-19 op pad. En ek sit met 'n baie bevoegde en bekwame paneel, maar eers gaan ek so 'n bietjie van 'n inleiding gee, net vir ons die lyne trek van waar ons vandag hierdie ekonomiese raak-rugby gaan speel. Nou ja, die COVID-19 pandemie het Suid-Afrika getref in 'n tyd toe ernstige krisisse reeds die meeste lande se fiskale beleidsstellings ernstig beperk het. Skuld van die openbare sektor het die afgelope paar jaar wêreldwyd die hoogte ingeskiet, soos owerhede gepoog het om ekonomieë te stimuleer terwyl belastingontvangste in duie gestort het. Dit veroorsaak natuurlik dat die druk al hoe groter word op die fiskale beleid om meer aan die gesondheid en aan armes te spandeer. En hierdie verskynsel is natuurlik plaaslik ook sigbaar. Kenners meen die instelling van 'n minimumloon of selfs 'n basiese inkomste toekenning sal waarskynlik in die toekoms 'n permanente fokuspunt word. En dit sal onvermydelik die rol van die staat voortaan verder uitbrei, so nog staat, nog groter staat, na mate regerings bewus word van die behoeftes van sy burgers en na mate hulle natuurlik daarbey wil inmeng. En dan word op hierdie stadium verwag dat Suid-Afrika se ekonomie in 2020 met sowat 6,5% sal krimp. Daar's natuurlik ander ekonome wat selfs 'n meer drasties of 'n groter syfer insien. En vir talle Suid-Afrikaners lyk die vooruitsigte na COVID-19 nie rooskleurig nie, allermins nie rooskleurig nie. En daar's baie vrae oor waarheen die ekonomie in die langtermyn op pad is. Wat is vir ons as Suid-Afrikaners die ekonomiese en politieke vooruitsigte? En wat hou die regering se planne vir ons in? Ons praat natuurlik van nasionale gesondheidsversekering, wat 'n bitterlike duur projek is, en dan ook dinge soos voorgeskrewe bates, dat ons pensioene dalk moet gebruik om dinge soos Eskom te red. Nou ja, ons gaan oor al hierdie dinge en oorhoofs oor die tema van geld in Suid-Afrika so 'n bietjie praat, en my paneel vandag, as ek aan ons kan bekendstel, heel eers het ons vir Connie Mulder, hoof van die Solidariteit Navorsingsinstituut. Connie, goeiedag, lekker om jou te hê. Lekker om jou te wees, Paul. En dan het ons vir Piet Leroux, uitvoerende hoof van Sakeliga. Dag sê Piet. Goeiedag Paul. En dan het ons derdens ook vir Herman Pretorius, adjunkhoof van beleidsnavorsing van die Suid-Afrikaanse Instituut vir Rasseverhoudinge. Hy is ook 'n mede-aanbieder van Politiek, waar Marula lesers hom dalk weekliks sal sien. Dag sê Herman. Goeiemiddag, dit is lekker om hier by julle aan te sluit. Nou ja, ons het probeer 'n bietjie balans in vandag se paneel te sit. Ons het 'n pik, 'n tikkie en 'n matie, maar ondanks hierdie verskille dink ons dat hierdie drie denkers oorhoof saamstem oor die regering se onvermoë om op hierdie stadium waar deur die drif te trek. Nou ja, kom ons spring weg en laat julle ouens praat want julle is die kenners. Kan nie ek wil wegspring met jou. Ons praat van 'n nasionale gesondheidsversekering, maar is dit dan nie goed nie? Hoekom moet ons huiwerig wees vir iets wat op papier so goed lyk? Gaan almal nie net mediese sorg kan hê nie? Ja, Paul, soos baie goeders klink hierdie fantasties. Dit is altyd almal gaan net wonderlike mediese sorg hê. Maar in praktyk het ons al gesien dat dit nie heeltemal altyd so uitdraai nie. Soos wat jy sal weet as jy net sjokolade koop vir aandete ook, dit klink na 'n wonderlike ding, maar dit werk nie altyd so goed uit nie. 'n Paar ernstige kwessies rondom NGV. As ons een ding gesien het in hierdie pandemie, is dit dat Suid-Afrika se gesondheidsorg nogal beperk is en regtig nie eintlik voldoende is nie. Dit beteken ek dink ons moet aanvaar die huidige gesondheidssituasie is ook nie volhoubaar nie. Die een waar die staat basies gesondheid in vir mense wat dit nie kan bekostig noodwendig nie, bestuur het in die grond in werk nie. Die ding wat ons moet oplet wel is dis nie weens enige ander rede, dis nie dat die strukture sleg is nie. Dit is weens die mense wat hierdie strukture hardloop, wat net nie weet wat hulle doen nie. Ons het 144 lyke by Life Esidimeni wat ongelukkig getuig daarvan dat jy jouself hier in die hande van onbevoegde staat gaan laat. Rondom die NGV self, dit is een van die ANC se koorsdrome al verlang. Hulle kom herhaaldelik terug na hom toe met minister Mkhize wat eintlik elke keer wat die begroting uitkom en dit finansiëel slegter gaan, ons daaraan herinner dat NGV's in slegte finansiële toestande eintlik gedei. So hy moet redelik opgewonde wees oor die toestand tans. Vir ons doeleindes is dit redelik eenvoudig. Die NGV's is voorgestel deur die ANC sal die moord van die privaat mediese sektor wees en die moord van medies in Suid-Afrika eintlik letterlik. Dit laat dokters verander dit in die beste beskrywing is in diensknegte van die staat op die beste. Jy mag nie meer privaat praktyk regtig hê nie. Mediese fondse word heeltemal verander in iets soos troeteldier-beskerming. Letterlik is 'n paar prosedures wat nie deur die staat gedek word, jy mag jy kry. En dan die belangrikste deel is dan skielik het jy nie meer 'n mediese kenner wat in beheer is van jou mediese behoeftes nie. Jy het ergens 'n bureaukraat wat gaan besluit watter medisyne jy wanneer mag kry, wat hulle aankoop, watter prosedures jy mag doen, watter nie. En ons die gevolge van dit in eerste wêreldlande
was al redelik eintlik nogal besonder erg geweest. Die wagtye vir nie kritiese operasies soos vervangings en daai het die hemele ingeskiet in Kanada en in Brittanje self met die NHS wat nou onder reuse druk opgekom het. So daar is 'n balans wel te tref. Ons moet verstaan dat die huidige model is nie volhoubaar nie, en dis meer weens die feit dat jy amper gedwing word om privaat medies te doen. Want die staat se aanbod het heeltemal in duie gestort, tog betaal ons steeds daai. Rondom gaan die NGV gebeur. Dis 'n belangrike vraag. Ek dink hy word elke jaar uitgestel want hy is net onbekostigbaar. En vanjaar, alhoewel daar baie sprake is van NGV, gaan die ANC 10-1 weer sê, weet jy, by uitsonderlike omstandighede. Jy sal oplet dat minister Mkhize en daai tydens die pandemie herhaaldelik genoem dat hierdie kan as 'n kleuterpetisie amper vir die NGV gesien word. En toe begin dit sleg gaan. En toe skielik het daai sprake heeltemal gestop. Toe is dit nou nie meer dat ons hierdie gaan gebruik om dit uit te rol nie. En ons is nou baie stil want daar's so 15% begrotingstekort en 300 miljard belastingtekort. En die harde werklikheid hiervan is die ANC droom hiervan. Hulle wil graag dit implementeer as 'n so sosialistiese droom dat almal gesondheidsorg kan kry. Waar dit geïmplementeer is, het dit nie gelei tot beter gesondheidsuitkomste nie. En ons moet nou nie verwag dat in 'n gesondheidstelsel wat sleg is om mee te begin, dit gaan lei na 'n beter gesondheidstelsel. Dit gaan net hierdie wat ons nou het nog slegter maak. En dit is ons siening daaroor is daar's baie ander alternatiewe, daar's gemeenskapsalternatiewe wat mense kan volg. Daar is 'n verandering nodig, beslis, maar om nog staat te gaan hier is die laaste ding wat gesondheidsorg nodig het. Nou ja, kan jy eintlik die vraag wat ek nou vir Piet wou vra so 'n bietjie in 'n mate beantwoord waar Piet, wat kan jy nou eintlik, jy weet, sê is dat hierdie is 'n droom en dit is regtig net nie prakties nie. Maar kom ons vergeet dit vir 'n oomblik en onthou dat ons met die ANC werk en dat dit nie noodwendig vir hulle saak maak of iets prakties of sinvol is nie. En ons weet, en kan net ook aan verwys, maar ons weet as ons na die syfers kyk, dat die gesondheidssektor een van die grootste besigheidssektore in die land is. Ons weet hoeveel mense in hierdie sektor in diens geneem word, van hoogs opgeleide spesialiste regdeur tot mense wat eenvoudige skoonmaakwerkies het, maar daai pos baie nodig het. En wat mens eintlik dan nou hier sou sien, en wat ek het ten minste sou noem, is 'n kaping van hierdie groot private sektor deur die regering, en ons weet dat hulle dit nie effektief kan bestuur nie. Maar wat beteken so 'n tipe NGV dan nou prakties vir die besigheidsman op straat? Ja, die groot gevaar van kaping in Suid-Afrika is nie kaping van die staat nie, maar kaping deur die staat. En dit verdwerg die risiko's van die staatskaping wat ons nou die gevolge van sien. Nou daai kaping kom natuurlik hulle tydjie aan, so wat ekonomiese bemagtiging is 'n vorm van kaping deur die staat. Wat baie skadelik is en net so sal dieselfde beginsels geld of dit nou die gesondheidssektor of enige ander sektor is. Jy begin 'n politieke toedeling van kapitaal sien in plaas van 'n entrepreneuriese verbruikersgeleide toedeling van kapitaal. Dis skadelik nou ja, dit gaan twee goed beteken. Die eerste een is vir die gevestigde rolspelers. Wat altyd maar gebeur is groot sakelei, groot ondernemings kry dit reg om maniere te vind om op ekonomie van skaal verby van die beperkings te kom en hulle het 'n kans om minder beweeglik te wees, maar veiliger opbrengste te genereer. Dis een moontlikheid. Jou kleiner spelers soos jou individuele apteke, ons het gesien hoe die aptekerswese in Suid-Afrika gekonsentreer geraak het in 'n paar groot kettinge die afgelope paar jaar. En die rede is die regulasies van die regering maak dit moeiliker vir klein spelers, vir klein gesondheidsorg spelers in die gesondheidsvoorsieningsketting om hulle self te handhaaf. So ons sal 'n groter konsentrasie van die industrie sien. Ons sal waar ook al die regering meer betrokke is, sal ons 'n toename in prys of 'n daling in beskikbaarheid en gehalte sien. Jy het altyd daai afreiling tussen die twee, netto laer waarde toevoeging. Maar dan sal daar 'n geleentheid wees. Ons sal seker in die res van die program nog praat van die staatsverval. Dit bring altyd geleenthede ook mee. Want mense het 'n behoefte aan gesondheidsorg en of jy dit vir hulle met of sonder die staat se toestemming kan gee, en of jy nou BTW daarop verklaar of nie, ons gaan ook sien hoe meer die sektor gereguleer word, hoe meer daar sogenaamde swartmark wat eintlik maar vrye markspelers is na vore tree om daai behoeftes te probeer vervul. Ja, baie dankie Piet. Herman, ek dink ek het nou nagelaat toe ek gesê het ons het 'n pikkie en 'n maatie het ek nagelaat om te sê dat ek self natuurlik op hierdie stadium ingeskryf is by Akademia onder andere. En wat ek besig daarmee is so 'n bietjie filosofie en dan kyk jy net 'n bietjie groter en bietjie kleiner na die wêreld. Ons weet dat in die 17de eeu was al sommige Britte, iemand soos Thomas Hobbes wat gedink het die regering moet hierdie groot massa besluitnemer wees wat vir jou amper al jou besluite maak en wat
absolutisties is. En dan weet ons dat jy heel na die ander kant toe sit met 'n amper anarchistiese beskouing van die regering het eintlik geen locus standi nie. En tussenin dit vind ons al die verskillende tipe sisteme. Maar die vraag wat ek tog dan nou vir jou wil vra is, wat ek by Connie en by Piet hoor is baie uitdruklik dat daar waar die regering betrokke raak, prakties, is dinge, gaan dinge agteruit. En dit skep natuurlik ander geleenthede. Die punt is dat dinge daar agteruit gaan, dienslewering verswak ensovoorts. Maar tog moet daar 'n plek wees vir die regering. Tog moet daar, soos hulle sê, 'n bevoegde staat wees en dis meer. En die vraag wat ek wil vra is, waar is die regering se plek? Waar is die staat se plek binne in ietsie soos die voorsiening van gesondheid, binne ietsie soos nog, byvoeging van belastings en dis meer? En waar stop dit noodwendig? Ja, ek moet sê ek verskil nogals van Helen op die idee van 'n bevoegde staat. Ek dink nie dit is 'n besonderse vatbare konsep in Suid-Afrika nie. En so wat ek sou sê is, waar begin die staat en waar eindig die staat? Dis natuurlik 'n filosofiese vraag wat mens kan terugvat soos jy doen na die 17de en 18de eeu en die filosofe, maar ek dink op die einde van die dag is dit 'n vraag wat regtig deur die mense beantwoord moet word, en ek dink daar kom opinie meningspeiling data wat die ERR al oor die afgelope paar dekades doen heel handig te pas. En ek dink die vraag van wie behoort werke te kry is 'n baie handige soort van instaan vir wat die rol van die staat behoort te wees, want ons vra die vraag vir die mense wat reageer op ons peiling, hoe moet mense aangestel word? Wie moet aangestel word? Wat moet die basis van aanstellings wees vir werke? En dan is daar 'n paar opsies. Net swart mense tot demografies verteenwoordigend, slegs meriete of meriete met spesiale hulp vir benadeelde of voorheen benadeelde Suid-Afrikaners, en ek dink ook veral tans benadeelde Suid-Afrikaners. En 22% van Suid-Afrikaners sê suiwer meriete, maar 58% van Suid-Afrikaners sê dan meriete moet die hoofoorweging wees, maar dan moet spesiale ondersteuning en hulp en daai goeders wees vir mense wat sosio-ekonomies dalk in die korter en trek. So ek dink as mens gaan luister na daai posisie, kan mense 'n sinvolle posisionering van die staat sien, is dat die vrye mark, die behoeftes van die gemeenskap, die individu se vryheid en sy vermoë om sy eie hulpbronne om te skakel in 'n vorm van inkomste in die uitruil vir dienste of goedere aan sy gemeenskap vir probleemoplossing, daai moet die hoofoorwegings wees. Maar ek dink jy sal in Suid-Afrika 'n relatiewe stabiele konsensus kan kry dat die staat moet daai vangnet wees om seker te maak dat daar wel 'n meriete gebaseerde ekonomie, 'n vrye ekonomie kan funksioneer, wat nie heeltemal in 'n sosiale darwinistiese rigting neig nie. Nou, dis nie heeltemal die ordoliberalisme wat ons gesien het onder mense soos Konrad Adenauer en Ludwig Erhard in Wes-Duitsland na die Tweede Wêreldoorlog nie. Die filosofie van daai ideologie is dat jy moet 'n sterk staat hê, want die sterk staat is die enigste ding wat die vrye mark kan beskerm. Ek glo nie heeltemal dit is korrek nie, maar ek dink 'n kombinasie van 'n vrye markstelsel waar die individu soveel as moontlik van sy eie besluite kan maak oor sy geldsaake en sy aktiwiteite, 'n ordoliberalistiese staat waar sekere korporatiewe wangedrag wel verantwoordbaar gehou kan word deur 'n regering van 'n aard, en dan dalk 'n derde element van 'n meer die sosiale markekonomie waarvan Erhard self 'n groot voorstander was wat die DA onlangs aangeneem het as beleid, waar jy gaan op die aanname dat jy het 'n meestal vrye mark, maar jy het ook hierdie maatskaplike vangnet, maar met 'n sterk begrip dat die maatskaplike vangnet net befonds kan word deur 'n vrye mark. Nou, ek dink nie een van daai drie opsies is die panacea vir ons probleme, die wonder geneesmiddel nie. Maar ek dink 'n kombinasie van daai drie in verskillende mates sal breë konsensus in Suid-Afrika kan bereik en ook kan sorg vir ekonomiese en maatskaplike vooruitgang. Dankie Herman. Ek kan nie, ons het nou so 'n bietjie, weier gekring, maar ek wil tog terugkom na iets toe. Ek onthou in 2018 toe jy gepraat het oor 2030 projeksies, toe
toe noem jy die verskynsel van swart swaan gebeurtenisse, wat jy gesê het, ietsie gebeur, en jy kon dit nie voorspel nie, en dit verander die hele storie, kan ek sê, dit verander absoluut hoe jy gedink het, jou projeksies en jou planne gaan werk. En nou sit ons met ekonome wat vir ons sê, ergens tussen 6 en 10% inkrimping ekonomies. Ons weet, ons het gister die syfers gesien van die kwartale arbeidsmarkoorsig, dat 2,2 miljoen minder mense werk het, wat 'n massiewe getal is. En uiteindelik moet ons die vraag dan nou vra, hoe lyk dit, jy weet, as ons praat oor projeksies vir die volgende 5 of die volgende 10 jaar. Ja, dit gaan nou sleg, maar sekerlik sou mens kon argumenteer, dis 'n swart swaan gebeurtenis. Is dit noodwendig so dat ons in sak en as moet wees? En as ons kan positief bly, wat sou jy sê is dit wat jou op hierdie stadium hoop gee, of waar is daar ruimtes waar ons vir onsself hoop kan skep? Paul, ja, so die pandemie is dalk 'n swart swaan, maar ekonomiese aftakeling is nie een nie. Suid-Afrika is al redelik goed daarmee besig die laaste 10 jaar onder die ANC. En ek dink mense vergeet dat ons een van die enigste ekonomieë ter wêreld was wat in resessie was voor die pandemie. Ramaphosa trek nou op in sy tweede jaar as president en hy het in 11 jare vir ons resessie veroorsaak, tegniese resessies. Nou is ons in 'n vol resessie, ons het 4 kwartale agtereenvolgens slegte groei wat al negatiewe groei getoon. So hierdie gaan wel soos alles swart swaan gebeurtenisse 'n wesenlike impak hê nie. Die uitdaging vir Suid-Afrika is waar ons gekrimp het en die wêreld gegroei het, krimp die wêreld nou ook. En dit is die verskil tussen arm wees in 'n ryk land en arm wees in 'n arm land. Dis baie erger om arm te wees in 'n arm land as wat jy op ander plekke. So ons ekonomie is regtig kniediep in die moeilikheid tans, en hy is eintlik al kniediep in die moeilikheid vir omtrent die dekade. Dit het positiewe en slegte punte. As ons vorentoe kyk, oor 5 jaar, die voordeel van ekonomie knyp is vir 10 jaar al, is die meeste van die dooie gewig was al afgeskit voor hierdie. Is die mark kan net soveel hanteer. Besighede is eintlik, Suid-Afrika is besonder waarteen hulle bestand is. Dus hulle kan sonder krag funksioneer vir dele van die dag. Hulle kan met regtig nogal streng en rigiede arbeidsregulasies steeds funksioneer. Hierdie 3 maande sonder omset het daar meer besighede gemaak as wat ons gedink het. Fascinerend genoeg, hulle was redelik bestand ook, hulle het deur dit gekom. Dis die voordeel. Die nadeel is wel, ons kom nou in 'n wêreld uit waar ons 'n groot herstel wil toon, terwyl die wêreld nie groei nie. En dit sê, as jy nou by die huis sit, jy moet jouself voorberei op die ten minste volgende jaar, en ek dink die volgende 3-4 jaar gaan regtig uitdagend wees ekonomies. Dit gaan moeilike omstandighede wees, veral met Suid-Afrika se regering wat vasbeslote is om soos 'n kleuter in 'n lekker goedwinkel hulle geld te bestee. Daar's net niks verantwoordbaarheid nie. Ons trek op 'n 15% begrotingstekort en ons sit nou in onderhandel met staatsamptenare wat vol salaris gekry het deur die hele pandemie, waarom hulle nie 'n bo-inflasie verhoging moet kry nie. Dis amper ondenkbaar dat jy 300 miljard onderinvordering, dit is een van die goeders wat jy moet bespreek. Dit maak glad nie sin. So ons kyk na 'n staat wat fiskaal baie diep in die moeilikheid is. Minister Mboweni beklei moedig daarteen, maar as ons weer vir SA alle reddingsboei gee, moet ons aanvaar ideologie gaan nog bo pragmatisme wen. Ek bedoel net wat die ANC wil hê gaan veel eerder wen bo wat hulle moet doen aan kort. Daar's seker goed wat moet gebeur. Dit lyk nie of hulle op pad is om dit te doen, eerlikwaar nie. Die voordeel van dit is soos wat die staat ruimtes onttrek, uiteindelik onttrek, wat noodwendig gebeur met minder geld, word daar wakieme gevestig waar gemeenskappe kan ingaan. En een wat ons nou al gesien gebeur het, is veiligheid byvoorbeeld. Jou polisie ongelukkig gaan volgende jaar swakker befonds word as vanjaar, want ons minder geld. Dit impliseer daar gaan 'n veiligheidswakiem ontstaan. Nou, gemeenskappe se geleentheid hierin lê, jy kan daai wakiem nou vul met 'n buurtwag of met privaat veiligheid op 'n manier wat meer doeltreffend is, ongelukkig, as meeste van ons polisie. As baie polisielede wat regtig hulle hart en siel in hulle werk insit, maar dan sit jy met 'n groot gros mense wat ontplooi is en wat eintlik maar korrup is en nie weet wat hulle doen nie, en 'n slegte naam gee. En jy kan daai spasies vul. So wanneer ons kyk in Suid-Afrika, is die volgende 5 jaar van jou staat wat spartel vir relevantie, wat probeer mag behou, soveel soos wat hy kan, maar nie meer die vermoë het om dit te doen nie. En soos wat hy uit ruimtes uit onttrek, gaan 'n gemeenskapsalternatiewe, wel as jy dit wil hê, moet jy dit nou bou. Dan gaan dit daar uitkom. En dan beteken dit, as ons na 10 jaar vanaf kyk, dan sit ons met 'n baie meer desentrale, amper federale stelsel, wat 'n baie beter passing vir Suid-Afrika is. In elk geval, ons is 'n reuse land. Ons het hopeloos te veel mense vir 'n one size fits all tipe benadering wat ons so dusver gedoen het. As jy net gaan dink, ons is ten minste 11 kultuurgroepe en ons meer as omtrent 10 verskillende koninkryke erken in die tradisionele stamleiers wetgewing. So ons is eintlik 'n verskriklike diverse land
wat daarop aangedring het om met 6 mense op 'n bevelsraad regeer te word, wat glad nie sin maak nie, wat onwerkbaar is, en ons sien nou die gevolge van daai in 'n krisis ordentlik uitspeel. Jy kyk na Suid-Afrika wat aan die amper federeer was van tevore, ons het gesien in verkiesingsuitslae, ons het gesien in net wie wen waar, watter partye doen goed waar, ons sien dit al hoe meer nou gebeur met die stamhoofde wat nogal na vore begin tree het as die gemeenskappe van vlees en bloed, wat werklik die pandemie kon aanspreek, anders as ANC raadslede wat kospakkies na hulle huise toe vervoer het, en dan van daar af korrupsie gepleeg het. So daai sê vir jou, ons kyk na daai wat kom die volgende 5 jaar, dit gaan 'n robbe proses wees, en dan daarna, wanneer ons Suid-Afrika het wat 'n beter passing is vir die bevolking wat hy het, dan begin ons praat van hopelik meer ekonomiese welvaart, swakker sentrale staat wat minder regulasie lei, wat weer lei tot 'n beter lewe vir almal, soos wat sekere ANC-president op 'n veld toe gevoer het. Nou ja, ek sal graag oor die punt van selfstandigheid 'n bietjie wil praat, en Piet, ons gaan nou daarby uitkom, maar Herman, jy lyk asof jy graag wil antwoord, so 'n bietjie wil bylas by dit wat Connie gesê het. Ja, ek dink Connie is absoluut reg in die breë dat jy kan 'n regering kan vrywillig desentraliseer of dit kan noodgedwonge desentraliseer. En 'n regering wat nie geld het of reg 'n regering wat nie geld het nie, het nie mag nie, en 'n regering wat nie mag het nie, kan net in een rigting gaan, en dit is 'n mate van gedwonge desentralisering. Die een waarskuwingsnoot wat ek net sal lig in terme van wat Connie sê is die desentralisering en 'n federalisering en die vakuum wat gevul word deur die Suid-Afrikaanse samelewing of samelewings of gemeenskappe hang ook af van die vermoë van daai gemeenskappe om die hulpbronne tot hulle beskikking te hê om wel in daai vakuum in te tree. En ek dink dit is hoekom die ekonomie so 'n absolute belangrike gesprekspunt is, want daar jy kort 'n mate van koopkrag. Die rede hoekom in die afgelope 2 dekades privaat sekuriteit heeltemal die staatspolisieering in die skadu kon laat in terme van geld wat daaraan bestee word en net op getal vir getal polisielede teenoor privaat sekuriteitswagte, is omdat daar 'n mate van koopkrag was vir die Suid-Afrikaanse middelklas. En as daai koopkrag kan oorleef en daar kan maniere gevind word om te sorg dat dit doen, dan stem ek heeltemal saam met Connie, maar daar is net hierdie waarskuwingsklank dat dit is nie 'n natuurlike gevolg dat waar die staat onttrek die samelewing effektief kan toetree nie, want die samelewing mag dalk nie in staat wees om daartoe toe te tree nie, maar ek dink ek en Connie stem saam dat dit is waar die land behoort te gaan. Desentralisering sal vryheid en welvaart 'n beter kans gee. Dankie Herman. Piet, ek wil so 'n bietjie 'n terugtog neem, bietjie in 'n tydmasjien klim en teruggaan na, kom ons sê 1935 toe. En in daai stadium was daar miskien 3 dominante wêreldbeskouings in die weste en sentrale deel van Europa, wat mens sekerlik in groot dele van die res van die wêreld ook sou kon sien. Jy het sosialisme na die kommunistiese lande toe gesien, sosialisme wat volgens Marx beskou is as op pad na volslae kommunisme toe, en dit het om verskeie redes nie gewerk nie. Dan het jy ook fasisme gehad, en wat ons vandag sal noem miskien die middel van Europa, en dele van wat vandag Duitsland en Pole en Oostenryk en so aan is, natuurlik onder leiding van die Nasionaal-Sosialistiese Party in Duitsland, en daar was ook natuurlik ander groepe in Europa wat hiervoor hoë agting gehad het, en dan het ons 'n meer liberale beskouing gesien. En wat uiteindelik gebeur het, en as ek so 'n bietjie vorentoe kan spring, 1989 val die Eystergordyn natuurlik, en Francis Fukuyama skryf 'n boek, The End of History, waar hy vir ons sê amper, jy weet, en natuurlik hy self het baie meer genuanceerd gestel, maar waar die punt amper vorendag kom dat liberale demokrasie het gewen. En nou is dit 30 jaar later en die krake wys. Professor Patrick Deneen van Notre Dame Universiteit in Amerika sê vir ons dat liberalisme besig is om te misluk, want hy beloof 'n klein regering met beperkte mag, maar tog moet die regering groter en groter word om jou persoonlike vryhede te beskerm. So hy word groter en groter, en dan moet hy jou teen homself beskerm effektief. En verder as dit, maak professor Deneen die punt dat die liberale demokrasie wat ons tans in die Weste sien, van alle mense effektief dan nou verbruikers maak, en hulle word afhanklik van hierdie groot struktuur wat bo hulle daar gestel is. En julle by Sakeliga praat van 'n selfstandige sakegemeenskap, maar die idee van selfstandigheid
kom amper na 'n vreemde idee voor en tog is dit wat ek by Herman en by Connie en by jou hoor. En nou wil ek jou vra, vertel my van hierdie selfstandigheid. Ons as Afrikaner gemeenskap in terme van kultuur, ons as Afrikaanse gemeenskap in terme van taal, dit blyk asof ons op ons eie hierdie ding gaan moet doen. Ons gaan met moue oprol en selfstandig moet wees. Daar's daai woordjie weer. Maar hoe lyk hierdie selfstandigheid vir jou en hoe kan ons dit in die huidige ekonomiese klimaat werklik regkry? Selfstandigheid is nie isolasie nie. Selfstandigheid is altyd met 'n interafhanklikheid, maar dit is nie 'n afhanklikheid nie. Selfstandigheid is daai balans wat jy vind tussen die vermoë om sonder toestemming inisiatief te neem en andersins net op jou eie te wees. Dis wat selfstandigheid is. Nou om 'n selfstandige sakegemeenskap te wees, en dit is wat ons sal moet wees as ons in hierdie land voorspoedig wil wees, bestand wil wees teen die staat in ons individuele hoedanighede, maar ook die materiële basis lê vir ons gemeenskappe om vooruitstrewend en florerend te wees. Selfstandige sakegemeenskappe is gemeenskappe en netwerke van mense, en in ons geval in 'n bepaalde kulturele sakeverband, wat sy eie institusionele basis lê. En dit beteken hy moet twee goed kan doen. In die eerste plek moet hy kan teenstand bied om wanneer daar skadelike intervensies van die regeringskant kom, skadelike beleidsomgewing wat die regering geskep word om daarbey of dit te kan die skerpkante daarvan te kan verminder of dit te kan verbeter. Dis die een deel. Maar die tweede deel van selfstandige sakegemeenskap is om jou eie institusionele basis te lê in die vorm van goed soos privaat verskilbeslegting, goed soos die vermoë om vertrouensnetwerke op te bou binne mense met mekaar kan handel dryf. Goed soos bilaterale handelsbetrekkinge. Daar's geen rede hoekom ons nie van sakekamer tot sakekamer internasionaal handelsbetrekkinge kan aanknoop of Afrikaanse sakelei oral in die wêreld deel van sakekamers van Perth tot Honduras kan maak. En dit is wat 'n selfstandige sakegemeenskap sal wees. Dis 'n gemeenskap met 'n sin vir plek, 'n sin vir kultuur, maar ook terselfdertyd een wat nie net homself isoleer nie, want dis waar handel gaan. Handel gaan om waarde toe te voeg. Nou ja, dit Paul, as jy my vra wat bedoel ek met selfstandige sakegemeenskap, dan is dit. As ek dit nog 'n bietjie meer in die konteks van jou opmerking sal plaas rondom wat ons sedert die 1930s gesien het, die groot ideologiese strominge van die afgelope tyd, is eintlik 'n interessante gemeene deler aan al drie daardie strome. Wat dan die liberalisme of die fascisme of die sosialisme of die kommunisme is. Die groot ideologieë wat ons die afgelope 100 plus jaar gesien het, is eintlik maar myns insiens die kulminasie of die kom ons sê dalk die hoogtepunt van 'n beweging van so miskien 500 jaar oud. En dit is 'n hiërargiese sentralisering van die samelewing onder die idee van die moderne staat. Voor in 'n stadium was dit die koning was absoluut, maar vandag sien ons dit amper die demokrasie is absoluut. Daar is elke nou en dan 'n stemmery, en wat die stemmery se uitslag ook al is, dit legitimeer enige iets wat die verteenwoordigers van daai stemme uitgee. Nou dit is nie so nie. Dit is 'n moderne verskynsel. En dit is nie hoe 'n samelewing kan werk nie. Daar is altyd ewige vereistes aan wat 'n gunstige samelewing moontlik maak, of dit nou die natuurreg of die gemeenereg of religie is. Dit is demokrasie legitimeer nie alles nie. En ek dink dit is een van ons intellektuele uitdagings vandag om te gaan soek vir bronne vir reg en geregtigheid en vooruitstrewendheid aan die ander kant ideologie, en waarby ek insluit die absolute demokratiese idees waarmee ons vandag te doen kry. Nou ja, Piet, wanneer jy praat van vryheid, van reg en van geregtigheid, dan dink 'n mens natuurlik oor 'n volgende kwelpunt vir die Suid-Afrikaanse verbruiker en vir die Suid-Afrikaanse burger, en dit is die idee van voorgeskrewe bates. Nou, ek gaan myself nie as 'n absolute kenner op hierdie punt verkoop en aanbied nie, maar wat dit tog na klink is asof die regering van hierdie sukkelende staatsbates, waarna Connie veral verwys het, maar wat julle al drie al genoem het, wil red deur middel van die pensioenpot. En nou moet jy jouself indink 'n onderwyseres wat al vir 40 jaar lank elke maand getrou pensioen betaal het, wil dit baie graag nie by Eskom ingegooi hê nie. Wil baie graag nie hê dat 'n 10,5 miljard rand reddingsboei aan SAL betaal moet word met die geldjies wat sy elke maand weggesit het en met die geleentheidskoste wat sy met ander woorde vir haarself opgeoffer het nie. En uiteindelik is dit 'n massiewe risiko, en ek weet nie of ons genoeg daaroor praat nie, maar gelukkig het ons nou die geleentheid om daaroor te praat. En Herman, ek weet dat jy oor hierdie onderwerp redelik geskryf het en dat jy redelik hardkeel skoon gemaak het oor hierdie punt.
Ek weet ook dat jy so 'n bietjie wil reageer op dit wat ek en Piet nou gesê het oor die afgelope 80 jaar se ekonomiese en liberale beskouing. Maar kan jy miskien vir ons bietjie praat oor voorgeskrewe bates en sommer jou repliek op dit wat ek en Piet gesê het daarbey inwerk? Ja, Paul, kyk, van universiteit se debat daar was dit nog nooit vir my en jou 'n probleem om 'n repliek op mekaar te lewer nie. So hierdie is gemaksone tipe aktiwiteit. Ek dink een ding wat ek net moet sê is ek dink die idee dat liberalisme outomaties lei na 'n groter staat op 'n gevaarlike aanname gebaseer is. En dit is dan die idee dat die klassieke liberale ideologie wat ek baie stewig aanhang, vereis dat vryheid beskerm moet word deur die staat. Ek dink nie dit is heeltemal waar nie. Klassieke liberalisme vereis nie dat vryheid beskerm word deur die staat nie. Dit vereis dat die staat 'n rol speel in daai beskerming van vryheid, maar dat die individu die vryheid het. Ek dink vuurwapens is 'n baie tipiese goeie voorbeeld. Om self hulle vryhede te beskerm daar waar nodig. So ek dink die idee dat 'n liberale staat outomaties lei na 'n groter staat is nie ek hoop dit nie heeltemal nie, want dit maak daai aanname dat klassieke liberaliste soos ek graag wil hê dat die staat vryheid moet beskerm. Terwyl ek meer vertroue het in ADT as in die polisiediens. So ek dink dit is net iets wat mense dalk net daar moet sê, dat wanneer mense praat van vryheid moet beskerm word, is ek dink dit baie nader aan Connie se selfdoen en ook Piet se selfstandigheid idee as die staat moet intree want dit is nader aan ordoliberalisme as die klassieke liberalisme wat ek aanhang. Maar ek dink wat ons dan moet in terme van die staat se rol, ek bly een van dit 'n vangnet en ek dink dis hoekom voorgeskrewe bates so 'n gevaarlike idee is, want dit is direk verwant met hierdie rol van die staat kwessie. Omdat die staat die ANC aanvaar. Hulle ideologies is hulle posisie dat die staat, en president Ramaphosa het dit al openlik in die parlement in soveel woorde gesê, die staat moet die sentrum of van ekonomiese aktiwiteit of die ekonomiese stelsel in Suid-Afrika wees. Nou as jy daai ideologiese aanname maak, dan moet staatsbesteding 'n ongelooflike belangrike invloed hê op jou land se ekonomie en dit moet waarskynlik die grootste bron van besteding wees. Nou die oomblik as jy daai twee stappies neem, dan vind jy jouself in 'n posisie waar jy gaan en sê reg, ons is in 'n ekonomiese gat. Ons het nie geld nie, maar ons ideologie forceer ons in 'n rigting om te dink dat dit is die staat en groot staatsbesteding wat ons uit hierdie gat moet kry. Die probleem is dan, daar is net omtrent 4 of 5 maniere waarop 'n staat geld in die hande kan kry om te spandeer. En dit is, mense kan hulle op jou een hand tel. Een, hoër belasting. Ek dink nie dis nie regtig 'n opsie nie. Want die Suid-Afrikaanse belastingbetaler is alreeds onder ongelooflike druk en ons sien hoe het belasting inkomste aan die staat hierdie jaar totaal in duie gestort en dan sit jy met al die risiko's van 'n swaarder belastinglas. So dit is definitief nie 'n opsie nie. Dan kan jy geld te druk en ek dink ons kan dalk 'n bietjie later daaroor praat, nee, want ek dink ons almal het nogal sterk menings daaroor as dit kom by die nasionalisering van die Reserwebank. Dan het jy die kwessie van jy moet eenvoudig staatsbesteding sny, sogenaamde austerity. Probleem is die ANC die ANC kan nie daaraan vat nie. Hulle is ideologies en net in terme van realpolitiek het hulle self so in 'n hoek ingeverf binne die drie-party alliansie dat die besnoeiing van staatsbesteding nie 'n opsie is nie. Dan kan jy van die buiteland af geld leen, maar ons is rommelstatus. Ons so om geld te leen is nie regtig vir ons 'n baie belovende opsie nie. So waarmee sit jy dan? Dan sit jy met die absurditeit van hopelik kan staatsbeheerde instansies soos Eskom wins begin draai. Maar dan wat oorbly is die kwessie van voorgeskrewe bates. Suid-Afrika het een van die top 10 grootste pensioenpotte in die wêreld. Ironies genoeg, ek dink ek's reg as ek sê Mike Schuessler het al aangedui dat 11 miljoen swart Suid-Afrikaners se geld is in daai enorme privaat pensioenpot. So as jy gaan en jy skakel uit die opsies vir 'n staat wat behep is met sy eie sentrale posisie in die ekonomie, dan eindig jy in 'n plek op waar jy moet geld kry en jy het beperkte opsies van waar jy daai geld vandaan gaan kry. En dit is hoekom voorgeskrewe bates nou op die tafel is. En ek weet ek
gaan nou lank aan, maar ek wil 2 laaste sinne vlugtig sê. Die ANC het onlangs gesê hulle beweeg weg van voorgeskrewe bates. Moenie hulle glo nie. Hulle beweeg weg van voorgeskrewe bates deur die voordeur en hulle gaan dit deur die agterdeur waarskynlik gaan probeer insmokkel deur te beperk hoeveel van jou beleggings in geld buiteland toe mag gaan en hoeveel daarvan in privaat ekwiteit mag ingaan. Al wat oorbly is dan staatsskuld. So voorgeskrewe bates al sê die regering A, luister altyd B. En dan die ander ding, die probleem met voorgeskrewe bates is, die oomblik as jy iets moet voorskryf dat daarin belê word, is dit 'n slegte belegging. As die staat wou gehad het, ons moet in Eskom of SAA of Transnet of Prasa belê, al wat hulle hoef te doen, is daai instansie sinvol te bestuur. Dan hoef hulle nie voor te skryf dat mense daarin belê nie. Want soos jy sê, geen regdenkende mens met meer as 3 funksionerende breinselle sal gaan en dink, ek werk my hele lewe lank, ek te pensioen, wat gaan ek daarmee doen? Weet jy, ek dink ek moet my doopie befonds. Ja. Connie, ek vind dit altyd baie, hoe kan ek sê, intimiderend of vleiend as iemand sê, maar jy het gesê, maar ek wil graag my vraag vir jou inlei met iets wat jy op 9 September vanjaar gesê het. En mens kan natuurlik hoor dat ek voor die tyd gelees het wat jy gesê het, want dis baie die voorbeeld wat ek na verwys het, so ek het dit by jou dan gekry. Maar jy sê op 9 September vanjaar, mense het hulle hele lewe lank tot hierdie fonds bygedra wat die regering nou wil gebruik om sy eie skuld mee te betaal. En dan gaan jy verder en jy sê die regering wil 40 jaar van onderwyser of verpleegster se lewe gebruik om 20 jaar van hulle eie gesteelery te regverdig. En ek dink jou punt hier kom baie pertinent na vore, maar ek dink kom ons vat dit dan 'n stapie verder. Wat staan ons as Suid-Afrikaners te doen? Iemand soos Magnus Huystek vertel elke dag vir ons, maar ons moet ons geld in die buiteland belê. En iemand soos Chris Becker is besig met baie slim oplossings vir kriptogeld eenhede. En natuurlik is dit oplossings, maar dit sal, jy weet, dis miskien nog nie hier en nou en vandag oplossings vir ons almal nie. Die vraag wat ek vir jou wil vra is, wat staan ons te doen om ons pensioen te beskerm? Wel, dis 'n belangrike punt, ja. Ek dink Herman het mooi saamgevat om te verduidelik, die geld is op, in kort. Hulle normale maniere van geld kry is nie meer daar nie. Belasting kan jy niks van daai nie. En dan sien ons al hoe meer dat die ANC pensioenfondse as hierdie towerbeursie begin beskou. Tot minister Blydensmande wat sê studentelenings moet uit pensioenfondse befonds word. Dit is net 'n absurde manier van redeneer, dat is nie die doel van pensioenfondse nie. Suid-Afrika het eintlik 'n fantastiese pensioenstelsel tot dusver gehad, dis een van die enigste maniere waarop meeste mense spaar, en dit laat 'n kwai maatskaplike las dan nou van die regering af, of van die samelewing af, wanneer mense hulle eie spaargeld aan die einde soort van gebruik. Ons uitdaging hier is dat dit te goed gedoen, en nou begin die ANC regtig kyk aan, want dit kan hulle uit die moeilikheid uitkry. Dis waarom ek sê daar 'n pensioenfonds is, veral vanaf solidariteit se kant, dis heilige geld, dis iets wat mense elke maand spandeer of wel spaar, en om nou in te kom en so roekeloos te praat oor pensioenfondse gou in Eskom sit om die skuld af te betaal, of pensioenfondse gou hier in sit om studielenings af te betaal of infrastruktuurprojekte te loods. Daai is eintlik dis belaglik nalatig, en dit is wat neerkom as die ANC het hulle self met die krisis in gesteel. Hulle het as die staat soort van die finansies goed bestuur het, dan het ons 'n kans gehad, maar jy verstaan, mense wat tydens 'n pandemie noodfondse steel, gaan buite dit net meer steel. Dit is wat ons gesien het. So dis die situasie. Die vraag dan nou vir elke luisteraar daar buite of persoon wat ingeskakel is, hoe lyk dit oor die volgende 5 of 10 jaar wat kom? En ek dink jy moet jouself voorberei, daar kom baie meer druk op pensioenfondse. Die fiskale situasie gaan nie verbeter nie, die ANC se finansies gaan nie verbeter nie. Hulle gaan regtig ernstig kom hiervoor. Daar is wel een voordeel, en dit is hierdie is 'n skilpad wat op jou afstorm. Dis nie 'n renoster nie. Dis nie die tipe ding wat hulle oornag kan verander. En skielik is jou pensioen nou voorgeskrewe bates nie. Hulle probeer te reg allerhande slim plannetjies nou. Jy het nou Enoch Godongwana wat verduidelik. Hulle het nou dit verander na pensioenfondse mag meer in staatsinfrastruktuur belê. Nou dis ook natuurlik mag meer. Dis mos nou 100% pensioenfondse mag meer. Maar niemand gaan gedwing word nie, maar dis die eerste stap tot, maar dan verander jy daai mag net in moed. En ons moet dit besef van die ANC. Die ANC doen wat hy nie wat hy moet nie, hy doen wat hy mag. As jy nie teenstand gaan bied nie, dan gaan hulle die mag vat. En dit sê vir ons is die eerste stap, en solidariteit is al ruk besig daarmee, is volgehoue, doeltreffende weerstand teen hierdie ding. Ons het verskeie opsies, verskeie regsopsies, verskeie maniere waarop ons kan teenstand bied teen die ANC wat jou pensioen probeer vat, en jy gaan dit sien kom met 'n hele ruk weg. Dit is nie iets wat oornag gaan verander nie. Die tweede ding is, en dis goeie advies in elk geval,
diversifiseer jou besparings nou. Kry soveel as moontlik blootstelling aan verskillende waterklasse, kry blootstelling buite die land en buite die rand. Dit is belangrik dat jy jouself teen Suid-Afrika se ekonomie maar ook teen die geldeenheid verskans op 'n manier. Dis net slim, is nou nog meer noodsaaklik. En dan moet jy jouself voorberei, ons gaan vir 5 jaar uit die geveg totdat die fiskale krisis dan nou opgelos word in Suid-Afrika op een of ander, ons sal sien wat is die manier waarop dit gebeur, maar dit kan nie langer aangaan nie. En dan kan ons hopelik kyk na besparings wat wel weer veilig gaan wees. Maar as jy by die huis sit, jy raak betrokke so vinnig soos nou by enige organisasie wat jou pensioen beskerm, hier kom 'n reuse poging. Die ANC moenie val vir ons wil niks hiervan hê nie. Hulle het geen opsies nie. Hierdie is die goedkoop vinnige manier vir hulle sonder politieke skade om hulle uit hierdie finansiële verknorsing uit te red volgens hulle. Dit skep reuse langtermyn probleme, maar as jy gaan kyk na hoe die ANC hulle self bestuur, dat nog nooit besonder baie bekommer oor die langtermyn gevolge van beleid nie. Hulle is baie lief vir korttermyn wins te vat teen reuse koste later. So vir die luisteraar daar buite, aanvaar volgende 5 jaar wesenlike uitdagings rondom die. Ons gaan hard beklei. Ons sal alles in die stryd werk om hierdie te keer, want dit is amper die laaste loopgrawe. Ons het nie opsies nie, maar diversifiseer en begin jouself voorberei daarop dat hierdie serieuse stryd, as jy nie weerstand bied nie, dan gaan die ANC hierso ongelukkig jou spaargeld regtig gevat kry. Piet, kan ek praat nou van dit wat hy noem die laaste loopgrawe en hy sê ons gaan hard beklei. Natuurlik weet ons ook dat die uitdrukking 'n boer maak 'n plan is 'n baie groot deel van ons identiteit. Flip Buys sê dat jy weet dit as iets altyd so oor jou uitgespreek word, dan moet dit sekerlik waar wees. En ek dink die Afrikaner kultuurgemeenskap het histories gewys dat hy 'n plan kan maak en dat wanneer dinge moeilik gaan, hy amper tot sy reg kom. En sekerlik by Sakeliga staan julle aan die voorpunt van die gedagtes rondom hoe om hierdie planne te maak. En natuurlik terwyl sommige instansies die weerstand bied, met ander instansies ook dan jy weet 'n ander plan maak en nie noodwendig loopgrawe grou nie, maar tunnels grou dat 'n mens jy weet aan die ander kant agter kan uitkom en deur kan kom en 'n plan kan maak. Hoe lyk daai planne vir jou en vir jou lede en wat dink jy? Ek bedoel Herman en Connie het in baie detail uitgebrei, maar sekerlik lyk die planne vir julle 'n bietjie anders. Wil jy van dit vir ons inlaat en hoe dink jy moet ons maak met pensioen vir die volgende 5 jaar? Kom ek klank deur, daar's hy. Ekskuus man, Paul, so die punt is by Sakeliga verwys ons daarna as die vereenvoudiging van die strategiese horison van ons lede. Ons probeer om ons lede en die publiek se strategiese horison te vereenvoudig. En Connie het na verwys weet uit iemand wat veral spaar en met ander woorde dis tipiese werknemer, hy sit sy spaargeld in pensioenfondse, probeer om die belastingvoordeel daarvan te benut en wil dan graag eendag dit gebruik by aftrede. Uit 'n sakeoogpunt sakelei dis nie so seer dat jy bekommerd is oor dat jou bates verplig gaan wees om die spaargeld nie, maar jy is reeds onder druk van verpligte beleggings in die vorm van BEE en ander verpligte verwatering van jou bates. Aanvanklik was dit ook 'n kwessie van jy mag BEE toepas en later was dit ons gaan nou vir jou 'n bietjie voordele gee, tenders en so as jy BEE toepas en later was dit as jy nie BEE toepas jy gaan ons nie vir jou tenders en goed gee nie en nou is dit so na as jy's aan die waarheid, as jy dit nie doen nie, dan gaan ons vir jou probleme gee. So dit is die progressie, soos Connie gesê het, van staatsinmenging by jou bates, of daai bates in die vorm van jou belange is, waarmee jy woeker, en of dit in die vorm is van jou spaargeldbeleggings. So, hoe om dit te hanteer? Ek kan nie hier sê hoe elke luisteraar dit moet hanteer, want ons kontekste verskil. Maar ons moet in ons beplanning 'n faktor gaan inbou en vra hoe staatsbestand. Wat is die staatsbestandheidsfaktor van ons spaargeld, van ons beleggings? Is ons inkomstestrome juridies gediversifiseer? Is ons sektoraal gediversifiseer? Is ons betrokke dalk by groot en by klein besighede? Sommige is meer of ander is minder blootgestel in die staat. Is ons onder die radar of bo die radar? Daai is 'n staatsbestandheidsfaktor en elkeen van ons behoort in ons beplanning te vra wat is ons punte daarop. Dankie Piet. Ek dink Herman jy wil bietjie hieroor antwoord lyk dit my en dan wil ek jou sommer vra Herman of jy vir ons 'n bietjie net
kan saamvat of kan amper van jou kant af kan afsluit en dan sodat julle so lank bietjie daaroor kan dink, Connie en Piet, wil ek so bietjie na 'n meer positiewe uitkyk. Kyk, ons het nou 'n paar swaar temas aangeraak en natuurlik hier by Marula Media en by die Solidariteit Beweging glo ons dat daar altyd 'n silwer randjie is en dat daar altyd 'n plan te maak is en julle is die regte ouens om ons te sê waaroor kan ons positief bly. En ek dink julle het al reeds in 'n groot mate gedoen. Maar ek sien daarna uit om van julle af te hoor daaroor. So Herman, miskien kan jy vir ons reageer en dan hier by NGV so 'n bietjie saamvat. Wel, ek dink een ding wat ek net wil byvoeg by die kwessie van druk en problematiese beleid is die generasie van my ouers is jy weet jou tipiese boomer generasie, die mense wat nou aftrede bereik. Of binnekort in die volgende paar jaar aftrede gaan bereik. Meeste van hulle bates is vervat in spaargelde of beleggings of onroerende eiendom. En ek dink dit is ongelooflik wreed dat die regering juis op eiendom en op bates duidelike planne het om beslag te lê om op te maak vir hulle eie mislukkings. So dit is, ek dink die generasie, my ouers se generasie kry ongelooflik swaar onder die huidige omstandighede van die beleid, want dit is net dit skep net 'n ongelooflike aantal onsekerheid vir mense wat regtig baie van hulle lewens gewy het aan 'n vorm van finansiële stabiliteit vir hulle nie inkomste genererende jare. En ek dink dit is absoluut 'n wreedaardigheid van die regering om te dink dat hulle op die rug van hierdie burgers op die twee mees sensitiewe kwessies waarvan hierdie mense se oudag afhang, onroerende eiendom, as dit kom by grondonteiening sonder vergoeding of onteiening sonder vergoeding, jy hoef nie eens die grond daar buite sit nie, en dan natuurlik die voorgeskrewe bates kwessie. Dit is 'n wrede aanslag op ek dink 'n middelklas demografie wat vir jare lank volgens die reëls gespeel het, verantwoordelik geleef het en nou eenvoudig kwesbaar is teenoor die regering. En ek dink dit is waar Piet se advies van mense moet hierdie ernstig opneem. Daarsoos jy moet strategies begin dink. Ons weet dis nie almal dink hulle het natuurlik 'n soort van belangstelling by die abstraksies van politieke beleid en daai tipe goeders nie, maar daar is 'n vlak waarop, soos Magnus Huystek al gesê het, die eerste stap om jouself te beskerm teen aaklige beleid is om jouself in te lig oor wat is tans jou situasie, wat is tans jou kwesbaarhede. En ek dink Solidariteit, die ERR en Sakeliga is organisasies wat regtig kan help in hierdie opsig. Ondersteun hierdie organisasies en raak betrokke, lees wat ons daar buite sit en verstaan dat ons is nie net mense wat hierdie goeie skryf want ons verstaan dis vir ons 'n lekker stokperdjie nie. Dit kan werklik help. Kan dit alle probleme oplos? Nee, maar dit kan definitief help om jou bietjie meer bestand te maak teenoor die storms wat die regering so gereeld skep. So om af te sluit as dit kom by die NGV, die Nasionale Gesondheidsversekering. Daar's een aanhaling wat een keer aan 'n kollega van my gesê het deur 'n minister wat ek nie nou hulle naam sal noem nie. Waar die minister het gesê dat die ANC se beleid is sustainable wealth extraction. Dit is wat hulle wil regkry. Volhoubare welvaartsontrekking, as ek dit so nou net vinnig kan vertaal. En al die groot gevaarlike beleide, grondonteeneming sonder vergoeding, voorgeskrewe bates, NGV, al hierdie kwessies is maar net vorms van daai tipe welvaartontrekking, want dit kom alles uit die ideologiese posisie dat die staat enorm moet wees en dat staatsbesteding die dryfkrag van die ekonomie moet wees, en die realiteit dat die staat nie meer geld oor het nie. So moenie hierdie kwessies in isolasie sien nie. Sien dit as 'n ideologiese posisie, want dan sal jy verstaan wat aangaan. En dan sal ek dink jy by my en Connie en Piet en ook by jou Paul in die loopgrawe kan aansluit en weet hoekom ons die loopgrawe besig is om te grawe in die eerste plek en vir wie ons mik as ons wel ons versier op iets rig. Nou ja, baie dankie daarvoor Herman. Ek dink Connie, die eerste Portugese wat hier om die Kaap geseil het, hulle het gepraat van die Cabo da Boa Esperança, die Kaap van Goeie Hoop.
En ons moet goeie hoop hou. Sekerlik, ons moet sekerlik positief bly. En dis juist dit wat ek dan nou vir jou wil vra. Waar lê daar vir ons hoop? Waaroor kan ons positief wees? Waaraan kan ons vasklou? En waar begin ons bou? Wel, ja, dis uitdagend. Dis 'n moeilike tyd so vir mense daar buite. Daar gaan 'n paar goed gebeur die volgende 5 jaar. Dit gaan 'n uitdagende 5 jaar wees. Die eerste een is weens die ekonomiese ineenstorting. Moet ons verwag dat daar baie meer politieke druk op die ANC kom. En die eenvoudige rede is as minder geld om te steel. En in daai geval, wanneer dit gebeur, dan begin hulle mekaar skiet. Ons het nou reeds begin sien van gister en so wat Vrystaatse kriptopolitisie gearresteer word, maar daai is nogal 'n besonderse target rich environment. As jy 'n kriptopolitikus wil arresteer, kan jy basies by enige munisipaliteit opdaag. Werkloosheid helaas lei altyd tot hoër vlakke van misdaad. So ons moet kyk na jy verwag dat jy hoër vlakke van misdaad in Suid-Afrika ongelukkig geweldsmisdaad gaan sien in die volgende 4-5 jaar. Die voordeel daarvan is, in die vroeë 2000s het ons 'n soortgelyke situasie gehad met misdaad en toe was ons glad nie reg daarvoor nie. Daar was kwai afhanklikheid van die polisie met nie privaat veiligheid waar hy is nou nie. Maar ek sou sterk aanbeveel beveilig jouself en jou familie op 'n manier, raak betrokke by 'n buurtwag, iets in daai lyn. Dis die uitdagings. Die voordeel, en dis die goeie punt, is 5 jaar lyk dit uitdagend. Op 10 jaar kyk ons na minder ANC in jou lewe in kort. Hulle het hulle self tot 'n groot mate uit jou lewe uit spandeer en uit jou lewe uit gelockdown in hierdie 5 jaar, in hierdie tydperk. En vir ons is die groot voordeel daarvan, wat jy wil sien oor 10 jaar, moet jy nou begin bou, want hulle gaan dit nie kan doen nie, maar hulle gaan jy ook nie kan keer nie. En dit is waar solidariteit regtig sterk fokus op. Ons gaan in die volgende 5 jaar, gaan ons die grondlegging lê en die fondasie lê vir die 5 jaar daarna. So dit gaan 'n 5 uitdagende jare wees, en dan van 2025 af, dan gaan ons hopelik in die skaduwee begin sit van die bome wat ons nou vandag plant. So, wat ook al jy wil sien teen 2030, daar's meer as genoeg geleenthede. Suid-Afrika bied nog steeds baie geleenthede en 'n lewenskwaliteit wat regtig nogal ongekend is in die wêreld, as jy bereid is om nou die werk te doen. So, dis waarom ons met die hele veldtog van Stapelstiel, wat sê ons sal self 2030 bou, met wat ons wil sien, met waar ons wil woon, met hoe ons wil leef. As jy dit nie nou doen nie, dan gaan dit op jou afgedwing word deur ander mense wat doen wat hulle wil. So, ons sal self bou. Dankie Connie. Piet, selfde vraag eintlik maar vir jou. Toe ek klein was, het ons die liedjie gesing, kinders moenie in die water mors nie, dit kom van ver af, dit kom van Piet Leroux se plaas. So ek het nog altyd 'n goeie konnotasie met Piet Leroux se plaas gehad. Waarmee is hulle besig by Sakeliga waaraan ons hoop kan vashou? Herman lag, maar daar's baie Pretoria's grappies op pad nie. Wat is dit wat ons aan kan vashou en wat is dit waar ons hoop op kan bou? Ja, ek dink die ANC moenie met besighede mors sê, anders gaan ons vir hulle kom. Maar dis gelukkig dan, ons is 'n lekker groot span aan die word. Ons het wonderlike ondersteuning, meer as 12,000 mense wat reeds by Sakeliga betrokke is, maandeliks bydraes lewer, teen so 40,000 in ons netwerk wat aan ons aktiwiteite deelneem in kommunikasie. Maar na jou vraag toe, wat gaan ons doen wat moet ons in die volgende 5 jaar doen? En ek wil aansluit by Claudia se vraag op die kommentaar hier op Marula Media. Sy vra, moet sy meer liquid wees, moet sy in plaas van belê en so aan. Die volgende paar jaar in Suid-Afrika is 'n reuse beleggingsgeleentheid, want die mededingers is besig om uit die bus uit te val. En die mededingers bedoel ek die staat. Die staat het gegroei en hy het meer en meer gesê, dit is my reg, my verantwoordelikheid, ek gaan jou verhoed om iets te doen, ek wil vir water sorg, ek wil vir elektrisiteit sorg, ek wil vir skole sorg, ek wil vir mediese dienste sorg, ek wil vir die paaie sorg, ek wil later vir die weer en die wind en alles om 'n sorg. Elkeen van daai goed gaan die staat nie reg kry nie. Goed, die staat gaan stelselmatig terugtree, of hy wil of nie, en elkeen van daai is 'n vakuum waarbinne ons gaan waarde skep sonder mededinging. Nou, daarmee sê ek nie belê in Suid-Afrika nie, ek sê ook nie onttrek uit Suid-Afrika nie, ek sê hier's klomp besigheidsgeleenthede. En dit hang telkens af van elke luisteraar en kyker en entrepreneur. Is dit binne my ervaringsveld? Is dit binne my risikoprofiel? Is hierdie geleentheid iets wat ek nou in moet belê of nie? Privaat veiligheid, as jy 20 jaar gelede gesê in Suid-Afrika gaan 'n misdaadnes word, ek moet gaan, kon jy ook 20 jaar gelede sê Suid-Afrika gaan 'n misdaadnes word, ek moet in privaat veiligheid belê en jy het so baie goed gedoen het. So elkeen van hierdie krisisse is 'n geleentheid om die staat se betreding op 'n terrein wat nie syne is nie, te vervang. Ek praat nou uit 'n sakeoogpunt, maar daai materiële basis wat ons daar lê, spoel oor en dit word die basis vir universiteite, skole, kerke,
dorpe, suksesvolle gemeenskappe. En as sakelei moet ons sorg dat ons suksesvol is sodat ons as gemeenskappe suksesvol kan wees. Dankie Piet. Herman, ek gaan vir jou so 1,5 minute gee as jy daarby kan hou, sal ek dit waardeer om net vir ons van jou kant af te sê waar lê die hoop en wat is dit wat jy na uitsien en dit wat jou, kan ek sê, jou silwerrandjie is. Ja, ek wil 2 goeters noem. Een, daar soos by die ERR 2 hoofuitvoerende gelede, of nie, 1 gelede voor Frans Corneille oorgeneem het, was John Ken Berman vir baie jare die groot kaas by die ERR, en hy het hierdie idee van countervailing forces gehad, en ek dink 'n regverdige vertaling is teenwigvorste. En ons moet besef dat daar's meer teenwigvorste in Suid-Afrika as wat ons vermoed, en ek dink daar's hoofsaaklik 2 waarop ons kan staat maak. 1, die burgerlike samelewing wat ek dink vandag hier heel positief verteenwoordig word. Suid-Afrika het 'n ongelooflike dinamiese burgerlike samelewing en organisasies, meer as enige ander land. So gebruik daai as 'n opsie. Die tweede ding is, ek dink die mense van Suid-Afrika is ook 'n teenwigvors. Maar hier is 'n bietjie meer 'n kompleksiteit. Margaret Thatcher het gesê, voordat jy die stem kan wen, moet jy die argument wen. En daarso is mense daarso is 'n argument in hierdie land om te voer. As mens gaan kyk na die peilings, 83% van Suid-Afrikaners sê nasionale sportspanne moet op meriete, nie op ras gekies word nie. 84% van Suid-Afrikaners sê hulle gee nie om oor die velkleur van hulle kind se onderwyser nie, solank as wat die onderwyser goed is. 80% van Suid-Afrikaners sê dat meriete absoluut kernbelangrik moet wees vir aanstellings. So daarso is 'n groot aantal Suid-Afrikaners daar buite wat glo in 'n land wat ons almal wil sien. Onthou, daar's oor 36 miljoen Suid-Afrikaners van ouderdom van bo die ouderdom van 18 wat is kan stem. Die ANC het laas jaar die verkiesing gewen met net meer as 10 miljoen. Dit beteken dat daar is mense wat ophou stem het. Daar's mense wat ophou deelneem het aan die politiek. Wat ons moet kry om weer te begin deelneem. Of dit deur 'n verkiesing is, maak nie saak nie, kry hulle net deel. En dan die laaste ding wat ek wil sê is die ANC funksioneer op die teorie van magsbalans, balance of forces. Hulle toets die waters met beleid. Hulle doen dit nou al vir 12 jaar met grondonteiening. Hulle stel 'n idee voor, sit hom daar buite, toets die waters, kyk hoeveel mense terugstroot, hoeveel mense kritiseer. En as te min mense terugstoot, gaan hulle voort. As genoeg mense terugstoot, gee hulle 'n tree terug. Dit is hoe ons hulle gaan wen. Ons gaan nooit slegte beleid finaal opslaan nie. Maar ons gaan keer op keer hulle op die in die bokskryt aanpak en genoeg houe gee dat hulle bietjie moeg is en elke keer 'n bietjie moer raak om hierdie lelike houe te begin gooi. Nou ja, ons sê baie dankie aan ons paneel. Ons paneel vandag was Connie Mulder, die hoof van Solidariteits- en Navorsingsinstituut, Piet Leroux, uitvoerende hoof van Sakeliga, en Herman Pretorius, adjunkhoof vir beleidsnavorsing in Suid-Afrikaanse rasseverhoudinge en 'n mede-aanbieder van politiek. Nou ja, dankie vir julle 3 en vir jou by die huis. Ek dink die boodskap was duidelik, dis selfstandigheid, dis selfdoen, dis gemeenskap, dis hande vat. Want die regering gaan nie ewe skielik oornag beter word nie. Ons was regstreeks met Marula Media. Kyk gerus op Marula Media se Facebookblad vir ons volgende regstreekse gesprekke. Geniet jou naweek en bly veilig.